Ons toetrede gesang tot vanmôre se erediens kom uit Gesang 164 en ons sing daar strofes 1 en 2. Gesang 164, strofes 1 en 2. Liefdes, die Here Jesus sê by geleentheid, laat staan die kindertjies, en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle. By 'n ander geleentheid sê hy ook, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing nou tot lof van die Here uit Gesang 509 en daarvan strofes 1, 2 en 4.
Broers en susters en kinders, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons nou ons lewens ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid, spesifiek met die oog op vanoggend se nagmaal. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vanaf vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Ons weet ook dat God se genade in Jesus Christus vir ons groot is. Laat ons sing van daardie vergifnis. Kom ons sing nou saam uit Gesang 245 en daarvan strofes 1 en 3. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die kerkraad het hom daarvan vergewis dat hierdie jong mense behoorlik gekatekiseer is en dat hulle geloofskennis en hulle gesindheid sodanig is dat hulle toegelaat kan word om belydeende lidmate van die kerk van Christus te word. In die naam van God en die teenwoordigheid as sy gemeente wil ons hulle nou die geleentheid gee om openlik te bely dat hulle in die drie-enige God, die Vader, Seun en Heilige Gees glo. Julle wat julle geloof so wil bely, moet nou eers hoor hoe groot voorreg, maar ook hoe groot verantwoordelikheid dit is om 'n belydeende lidmaat van die kerk van Christus te wees. Die barmhartigheid van God is so groot dat hy deur sy woord en gees aan ons die geloof skenk, waardeur ons vas en seker weet dat ons deur Jesus Christus van ons sonde verlos is. En al besef ons dat ons nog voortdurend teen God sondig en altyd geneig is om die slegte te doen, glo ons dat God, sonder dat ons dit verdien, ons op grond van sy genade vryspreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hy is immers op grond van ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word.
En aangesien ons nou vry gespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Daarom glo ons dat Christus ons lewende lidmate van sy kerk gemaak het. Ons glo dat God ons deur die regte verkondiging van sy woord en ook die bediening van die sakramente volgens die instelling van Christus steeds in die geloof wil versterk, sodat ons in sy kerk bruikbaar kan wees, voorberei vir enige goeie diens. Om so diensbaar te kan wees, moet ons ook elke dag getrou en ywerig die woord van God lees en bestudeer, en God vra dat hy ons daarin deur die Heilige Gees sal lei. Ons glo dat almal verplig is om by die ware kerk aan te sluit en daarmee te verenig om so die eenheid van die kerk te bewaar. Daarom onderwerp ons gewilliglik aan die leer en tug van die kerk. Ons is immers die gebou van God wat opgerig is op die fundament van die apostels en profete gebou, waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Sodat dit vir die gemeente duidelik kan wees dat julle hierdie geloof ontvang het en daarom ook bereid is om hierdie dienswerk in dankbaarheid teenoor God te doen, moet julle nou hardop op die volgende vrae eerlik antwoord. Bely julle soos die kerk en saam met die kerk dat julle glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons van die sonde en die dood verlos het. Onderneem julle om by hierdie belydenis te bly, julle voortdurend tot God te bekeer en steeds te bid dat hy dit in julle sal volvoer. En beloof julle om julleself diensbaar te maak en na die beste van julle vermoë en met toewyding die groei en vooruitgang ook van hierdie gemeente en so ook van die een heilige algemene Christelike kerk te bevorder. En ten slotte, beloof julle ook om julle te onderwerp aan die kerklike opsig en tug. Sander, wat is hier op jou antwoord? Ruben? Janai? Jessica? Vanweë die feit dat julle gedoop is en op grond van die belydenis wat julle sopas afgelê het, word julle ook uitgenooi om gereeld saam met die gemeente die nagmaal te gebruik, om aan die tafel van die Here te kom aansit. Die God van genade, wat julle in Christus geroep het, om in sy ewige heerlikheid te deel, sal julle belydenis bevestig en steeds deur sy woord en gees lei en versterk. Ons lees daar in Kolossense 3, vers 1 tot 4. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Geliefdes, ons sing hierdie jong mense die seënbede toe uit Gesang 2, 6, 8. Gemeente, laat ons staan in ons geloof nou saam met die nuwe jong belydende lidmate soos volg bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel
en wat sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou saam uit Gesang 260 en daarvan strofe 7 en 11. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons maak vanmôre die Here se woord oop en ons gaan saam lees daar uit die Nuwe Testament. En ons lees saam daar uit die Evangelie volgens Matteus en daaruit hoofstuk 22, daarvan af vers 41 tot en met vers 46. En die Kansel Bybel is op bladsy 36 van die Nuwe Testament. Geliefdes, voordat ons saam lees uit die woord van die Here terwyl hy so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Ons Vader van liefde, genade, sorg. Ons Vader van heerlikheid en geregtigheid. Die wat die enigste ware Skepper is, die enigste ware lewende God. En hy reik uit na ons. U kom beklee ons, Heer, met u genade en maak vir ons dit moontlik om in 'n verhouding te kan staan met u, sonder dat ons dit verdien. Daarom is 'n oomblik soos hierdie 'n kosbare oomblik. 'n Oomblik waar ons die voorreg het om weer ons geloof te kan bely. Wat 'n voorreg om deel te mag wees ook van 4 jong mense wat opstaan en kan sê, ek glo. Ek ken elkeen van hierdie jong mense nie net op die naam nie, maar ek ken elkeen van hulle se lewensgeskiedenis. Dankie Heer dat u hand oor hulle gehou het. Dat u hulle hierheen gelei het, deur die woord en deur die Gees, maar in die besonder ook deur hulle ouers, wat ook 'n doopbelofte afgelê het. Ons dankie vir hierdie gemeente, Heer, wat ook daardie geleenthede ook daar gestel het, om hierdie kinders ook te kon toerus met kennis. En so bid ons ook, Heer, dat u ons sal bly toerus vanuit u woord. En die besonder as ons ook nou uit u woord gaan lees, bid ons dat u Gees ook hierdie woord vir ons sal ontsluit, dat ons dit ter harte sal neem en dit ook in ons lewens
sal toepas. Vader, ons dankie vir daardie reën wat daar buite uitsak. Daardie reën wat 'n simbool van lewe is. Daardie reën wat skoon maak. So, Heer, het U ook vir ons lewe gebring. Het U ons ook skoon gewas in die Seun Jesus Christus. Die lewe wat kosbaar is. Die lewe waarin ons kan deel. Vader, ons dank U daarvoor. Maar ons pleit ook vir die vergifnis van ons sondes. En ons kom na U toe in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees dan saam daar vanaf vers 41. Toe die Fariseërs bymekaar was, het Jesus hulle gevra: "Wat sê julle van die Christus? Wie se seun is hy?" Hulle antwoord hom: "Dawid se." Hy vra hulle toe: "Hoe kan Dawid hom dan deur die werking van die Gees Here noem, as hy sê: Die Here het vir my, Here, gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande onder jou voete geplaas het. As Dawid hom dan Here noem, hoe kan hy sy seun wees?" Niemand kon hom 'n woord antwoord nie. En van daardie dag af het niemand ooit weer gewaag om hom te ondervra nie. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Ons teksvers is ook ons tema vir vanoggend se prediking. En daaruit vers 42. Wat sê julle van die Christus? Wie se seun is hy? Hulle antwoord hom: Dawid se. Wie se seun is hy? Vra. Geliefdes, vra is so deel van ons lewe, en besonder ook hierdie tyd van die jaar, die jong mense en die kinders is besig om vraestelle in te vul, besig om voor te berei, om antwoorde te kan gee. Maar dit hou eintlik tegnies nooit op nie. Voortdurend word daar aan ons vrae gestel, moet ons rekenskap gee daar by die werk, maar ook in ons verhoudings. Daar die baie bekende en tog belangrike vraag: is jy nog lief vir my? Ja, geliefdes, daar is talle vrae wat ons daagliks moet beantwoord. Maar daar is ook vrae in die lewe wat uitstaan. En so 'n geleentheid is vanoggend gewees toe hierdie 4 jong mense hier voorgestaan het en geantwoord het op 4 vrae. Daardie kosbare antwoord: ja. Soos die lewe ook verloop, en in besonder in die lewe van 'n gelowige, gaan daar nog 'n paar kere wees wat hulle hier voor die preekstoel gaan kom staan en 'n antwoord moet gee. Antwoorde wat betrekking het op hulle lewe. Vrae wat belangrik is, wat beantwoord moet word. Die laaste keer wat hulle voor vanmôre hier voor die preekstoel was toe hulle ouers hier gestaan het. 'n Groot gebeurtenis in 'n ouer se lewe en in 'n grootouer se lewe, as 'n kind of 'n kleinkind self na vore kan stap en beslissend kan antwoord op 'n vraag: ja. Maar geliefdes, hierdie gedagte van vrae bring ons by die woord van die Here. En dit vat ons terug na die begin van die Bybel. En daar lees ons van God se vraag. 'n Baie belangrike vraag. 'n Ingrypende vraag in die geskiedenis van die mens. Waar is jy? Vraag wat die Here vra na die sondeval. Toe die mens gaan wegkruip het.
soek God die mens. Hy weet waar die mens is, maar hy vra, waar is jy? En dan lees ons dat die mens probeer om hierdie vraag te beantwoord. Ek is naak. En dan vra die Here weer, nou wie het vir jou gesê jy is naak? En dan kom Adam en Eva en hulle probeer te verduidelik, hulle probeer te beantwoord. En dan kom die vraag van die Here. Wat het jy nou gedoen? Wat het jy nou gedoen? 'n Vraag, geliefdes, wat die Here baie keer sou vra. Kain, wat het jy nou gedoen? Abraham, wat het jy nou gedoen? Die mense in Noag se tyd, mense in Lot se tyd, ja, Moses, paar keer gevra, Moses, wat het jy nou gedoen? En so is daar talle voorbeelde in die Bybel. God ken natuurlik die antwoord. Die mens beantwoord daardie vraag deur sy lewe, hulle lewenstyl, die besluite wat hulle neem en die dinge wat hulle sê. Genadiglik kom die Here ook daar in die begin van die woord en hy maak 'n belofte dat uit die nageslag van hierdie vrou sal hy iets doen. Die mens hoef nie voort te gaan op dit wat hy nou gedoen het nie. God sal iets doen. Hy sal een stuur om die slang se kop te vermorsel, soos ons lees daar uit Genesis 3 vers 15. Die ou bekende moederbelofte. En deurgaans in die Ou Testament word daar verwys na hierdie beloofde een, hierdie Messias wat sou kom. Ons lees daarvan, soos ons reeds gesê het, by die profete. Een bekende psalm is natuurlik Psalm 110, wat deur die vroeë kerk in die Nuwe Testament en veral deur die Israeliete en die volk destyds verstaan is as 'n messiaanse psalm. Psalm met ander woorde wat sou dui op die koms van die Christus, die seun van God. Maar dit was in die besonder in daardie 400 jaar tussen die Ou en die Nuwe Testament, tussen Maleagi en Matteus, wat hierdie gedagte van 'n Messias al hoe sterker begin leef het. In die besonder met die Here Jesus se koms. So het onthou dat die volk in daardie tyd onder die heerskappy van die Romeine was. En hulle was nie gelukkig daarmee gewees nie, anders as ander volkere in daardie tyd, wou hulle graag vry wees. Hulle wou hulle self regeer. Hulle wou hulle God in vryheid dien. En soos daar 'n klomp dinge wat gebeur, soos daar die opkoms van die Fariseërs in die sinagoges, wat baie meer prominensie begin geniet het teenoor die tempel, so was daar hierdie groeperings wat teenoor mekaar gestaan het vir mag onder die volk. Daar was die Fariseërs wat die wet probeer stiptelik onderhou het, en so probeer het om die mense te onderwerp aan hulle gesag. Dan was daar die Sadduseërs of skrifgeleerdes, wat se mag gesetel was rondom die tempel en polities baie kontakte en koneksies gehad het. En dan was daar natuurlik ook diegene wat 'n bietjie meer, sou ons kon sê uit vandag se terminologie, gesekulariseerd was. So was daar die Herodiane wat Herodes weer gevolg het en ook maar sou ons kon sê wit voetjie gesoek het by die Romeinse owerheid. En dan was daar nog 'n klomp ander partye wat gewetywer het. Ook baie militante groepe soos byvoorbeeld die Zelote. Dis in hierdie tyd wat die Here Jesus dan kom. En is baie duidelik met die lees en die bestudering van die evangelies dat dit wat die Here Jesus gesê het, maar meer as dit ook, dit wat die Here Jesus kom doen het, het daarop gedui dat hy nie net nog 'n profeet was. Hy was inderdaad hierdie Messias, die seun van God. Maar daar was 'n probleem. Die gemiddelde Jood in daardie tyd het nie 'n seun van God gesoek nie. Hulle was gemaklik en rustig met God wat hulle geglo het, daar op Sionsberg woon in die tempel. Hulle soek 'n politieke leier,
'n militêre leier. Iemand wat hulle sou kom verlos en bevry van die Romeine. Iemand wat weer 'n koninkryk sou stel soos Dawid se. Iemand wat vir hulle respek sou bring vir hulle self. Dat ander nasies en volkere na hulle sou opkyk. Hulle wou groter en magtiger wees as die Romeine. En hierdie Messias sou dit moontlik maak. Daarom dat as Johannes die Doper begin preek en sê, die dag het gekom, dan stroom almal om te kom luister. Hulle is opgewonde. Ja, by geleentheid vra die Here Jesus ook vir sy disippels, wie sê die mense is ek? Dit is baie duidelik dat hulle hierdie verwagting gehad het van profeet. Hulle sê, ja, party sê is Jeremia, ander sê is Elia, maar sê hy is soos 'n profeet. Maar die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, speel af in daardie tydperk van die laaste week van die Here Jesus se bediening. Dit begin as die Here Jesus Jerusalem inkom. Mense is opgewonde. Hulle skree Hosanna. Die Messias is hier, want dit wat die profesie gesê, die Messias sou sy verskyning maak in Jerusalem. Alhoewel mense baie onseker was oor hom, het hulle tog gehoop dat as hierdie massas, die skares, die meerderheid sou skree, hy dalk inderdaad, dalk die koning kon wees. Dat hierdie Jesus tog sou sien dat hy 'n bepaalde magsbasis het. En dit was die Sondag, die eerste dag van die week. Die Maandag is dit die baie bekende tempelreiniging en die Here Jesus vertel 'n klomp gelykenisse. En dis baie duidelik dat die Here Jesus nie gaan voldoen aan die verwagtinge van die skares nie. Teleurstelling. En dan op die Dinsdag, dis waar hierdie gedeeltetjie inpas, laat Dinsdag heel waarskynlik, kom hulle by die Here Jesus en hulle begin hom ook vrae te vra. En hulle wil hom in 'n hoek dryf, want hulle wil van hom ontslaa raak. So kom die Fariseërs by hom. En interessant lees ons dat hulle met die Herodiane saamgespan het, 'n faksie vir wie hulle nie 'n voorliefde gehad het nie. 'n Faksie wat maar baie naby beweeg het aan die Herodes en natuurlik aan die Romeine. Die Fariseërs kon hulle nie voor hulle oë verdra het nie, maar dit is altyd daai bekende uitspraak, die vyand van my vyand word my vriend. En hulle kom met 'n baie slinkse plan. Hulle vra oor belasting. Die Fariseërs sou eers vra, hulle kom so skyn heilig voor. Hulle sê so, U is die een wat altyd die reg nakom, die waarheidswoord getrou volg. U is 'n opregte dienaar van God. Ons het 'n vraag. Moet 'n mens belasting betaal aan die keiser? Ja of nee? Fariseërs is dan geslepe boggers gewees. Want sê die Here ja, dan sê hulle ja, maar kyk, hy is 'n onderdaan van die Romeine, hy is nie vir ons mense nie. Sê hy nee, dan kan die Herodiane hom gryp en sê, maar kyk, hy is teen die staat, arresteer hom. Hy's 'n rebel. Hy's besig met belastingontduiking, sou ons kon sê. Slim plan. Maak nie saak wat die Here antwoord nie, hulle het hom. En dan kom die Here en hy slaan hulle vir 'n 6. Hy sit hulle in skaakmat. Hy sê vir hulle, gee vir my daar 'n muntstuk. Die 2020 vertaling noem dit 'n denarius. Jy weet, ons het by geleentheid daaroor gepraat. Dit was gelykstaande aan 'n slaaf se daggeloon. So dit waarde gehad. Hy sê, wie se gesig is op die muntstuk? Sê nee, die keiser se. Hy sê nou ja, gee vir die keiser wat hom toekom. Ja, nou word hy, kan ons net dink in die gees is oog, nou word hy Fariseërs so rooi in die gesig en die Herodiane skud hulle kop. O, heng, wat nou? Hulle moet 'n bietjie weer teruggaan en weer 'n bietjie gaan praat. Dit het nie gewerk nie. En dan kom die ander groep, die Sadduseërs. Laat ons probeer. Hulle is dan immers die gesiene manne van die samelewing en hulle skrifgeleerdes. Jesus gaan hulle nie ooraan sit nie. En dan kom hulle met hierdie raaisel oor 'n vrou wat se man dood is tot sy het 7 mans gehad. Nou as sy nou eendag in die hemel kom, wie se vrou gaan sy nou wees? Hoe gaan die Here dit antwoord? Wat dit ook verder eintlik so ironies maak, is dat die Sadduseërs het nie geglo in die opstanding nie. Hulle het nie geglo in 'n lewe na die dood nie. En nou kom hulle met so 'n vraag.
Die Here antwoord hulle baie netjies. God is 'n God van lewe. Hy sê, ken julle nie die skrif nie? Julle dink oor die hemels in terme van die aardse. Slaan hulle ook vir 'n 6. Sit hulle ook in skaakmat. Nou sit hulle ook in lek maar hulle wonde. Wat gaan hulle nou maak? En dan kom die Fariseërs vir 'n tweede keer. Hier's nou 'n derde ronde van ondervraging. En ons lees, ons hoor dit so baie kere by monde van die ouderling, hulle kry 'n wetsgeleerde. Ek sou graag wou weet wie daai wetsgeleerde was. Daar is soms mense wat beweer dat dit dalk self Saulus kon wees. Gamaliel dalk. En ons kan weet dat al die Fariseërs op 'n grootste gedeelte van die Fariseërs was daar, want dit is die beste wat hulle gehad het, 'n wetsgeleerde. Wat is die grootste gebod? Onthou hulle het 613 wette gehad, die Fariseërs, wat hulle gaan uitwerk het. Netjies. Watter een van die 613 gaan die Here kies? Want hulle was gereed gewees. Want hierdie wetsgeleerde was natuurlik geskool in die kuns van redeneer, om hierdie wette te beredeneer. Maak nie saak watter een hy kies nie. Hy sou eintlik dan 'n klomp ander wette by die deur uitvee, en dan het hulle hom ook. En dan kom die Here ook baie netjies. Die eerste gebod is, jy moet die Here lief hê. Met jou hart, jou verstand, jou siel, en soos Markus byvoeg, met al jou krag, al met jou totale mens wees, moet jy God lief hê. En wat daarmee gelyk staan, jou naaste soos jouself. Daar vat al 613 wette saam. Netjies. Nou kan jy self ook indink, nou sit hulle daar, nou dink hulle ook seker by hulle self, nou wat nou? Die beste wat hulle gehad het, en hulle is weer in skaakmat gesit. En dan kom die Here by ons geleesde gedeelte, hy sê, maar terwyl julle nou almal hier is, kom ek vra julle 'n vraag. Wat sê julle van die Christus? Wie se seun is hy? Nou as dit in 'n klaskamer situasie was, kan ek vir verseker kinders die hande sou gegaan het. Dis 'n maklike vraag, dis 'n eenvoudige antwoord. Dalk was daar een of twee wat daar gesit en dink het, wat bedoel die Here met hierdie vraag, of hierdie Jesus met hierdie vraag? En hulle antwoord Dawid se seun. Maar soos ons vroeër opgemerk het, broer en suster, het die Here Jesus ook by geleentheid vir sy disippels soortgelyke vrae gevra. Wat sê die mense van die seun van die mens? Wat is die Messiaanse uitdrukking? En dan antwoord hulle, ja, hulle sê maar hy is 'n profeet, soos Elia, Jeremia, of ons weet op daardie stadium was Johannes die Doper ook al oorlede, of selfs Johannes die Doper. En dan kom die Here en hy vra daai belangrike vraag. Daaruit Matteus 16 vers 13 tot 15, maar julle, verwys hy daarna sy disippels, wie sê julle is ek? En dan is dit Petrus wat namens almal antwoord. Hy sê, maar U is die Christus, die Seun van God. En dan sê die Here Jesus vir hom, jong, jy's gelukkig. Dis nie mense wat vlees en bloed wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar God. En dan sê hy, maar bly stil, want die Here het geweet, hulle verstaan nie wat hulle bely nie. Hulle het nie begrip wat hulle sê nie, en soos die gebeure ook sou ontvou, in die besonder hierdie laaste week, en veral met die kruisiging, is dit baie duidelik dat hulle nie verstaan het wat hulle bely het nie. Hier is die Christus, die Seun van God. Daar's baie dinge wat die Here Jesus gedoen het, wat daarop gedui het, dat hy inderdaad die Seun van die lewende God is. As hy melaatses genees, dooies opwek uit die dood, Jairus se dogter, Lazarus, dit wat hy gepreek het, die manier hoe hy die skrif uitgelê het, hy was veel meer as net nog 'n profeet. En nou vra hy vir hierdie Fariseërs, dalk was daar Sadduseërs ook, vra hulle hierdie eenvoudige vraag, Dawid se seun, die regte antwoord. Trouwens, as jy die eindse Matteus Evangelie oopmaak, daar by die eerste vers van hoofstuk 1 staan daar, hier volg die geslagregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Gaan ons na die Ou Testament toe, daai 2 Samuel hoofstuk 7, lees ons daar in vers 12, waar die Here destyds ook gesê het, dat Samuel gesê het, by monde van Samuel, maar Dawid uit jou liggaam sal altyd 'n nageslag wees. Daar sal iemand kom wat jou koningskap sal bevestig. Dis die regte antwoord. Maar geliefdes, dis 'n halwe antwoord. Dis so 50% antwoord.
En 'n halwe antwoord is baie keer meer skadelik as die regte antwoord. Ons het tog nie graag na 'n dokter toe wil gaan wat net die helfte van die werk geleer het nie. Of net die helfte van 'n operasie kan uitvoer nie. Jy wil ook nie 'n kar by 'n werktuigkundige hê wat weet hoe om die kar uitmekaar uit te maak. Daai 50% deel weet hy, maar die ander 50% hoe om hom weer aan mekaar te kry, die weet hy nie. En so kan ons talle voorbeelde opnoem. Maar in die geloof is dit ook nie anders nie. Onthou wat ons gesê het, broers en susters, hulle het 'n aardse koning gesoek. Hulle soek inderdaad 'n seun van Dawid. Iemand wat met mag sou kom regeer, so 'n militêre leier, wat nie nonsens sou vat van die vyande nie. Maar dis die Here Jesus nie. Hy is ook die seun van God. Hy is deel van God. Wat ons ook lees daar in hoofstuk 1 daar in vers 26 uit Genesis uit. Laat ons vir ons mense maak na ons beeld, wat ons kan verteenwoordig. Daardie ons is in die meervoud, as ons gaan kyk na die Hebreëus, dit sluit God die Vader, Seun en Heilige Gees in meervoud. Christus was nog altyd daar. Johannes Evangelie wat sê, die woord het mens geword. Filippense 2 vers 6 tot 8, waar daar sê, hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem. Jesus Christus is God, punt. Maar dan kom die Here en hy slaan hulle finaal vir 'n 6. Hy sê, as julle dan nou sê, hy is die seun van God, verduidelik dan vir my, as hy hier so mooi aanhaal, die Here het vir my, Here, gesê, sit aan my regterhand. Hier verwys hy natuurlik na Psalm 110, wat elke Jood in daardie tyd, en die Fariseërs, sowel as die Sadduseërs ter harte geken het. Want kyk mens na die Hebreëus, dan is dit duidelik dat hier gespeel word met die twee woorde wat verwys na God, die woord Adonai, die tweede een, Here, en die eerste een natuurlik Jahweh, wat dui op God. Met ander woorde, God praat met God, sou ons kon sê. Adonai, my God. Hoofletters is dit ook nog altyd mee vertaal. En dis wat die Here Jesus hier vir hulle wys. Met ander woorde, God het gepraat met sy Here. Hy het gepraat met Jesus Christus. Dan kan hy mos nie net die seun van Dawid wees nie. Geliefdes, dit is nog die netjiese skrifuitleg wat daar nog ooit gevind is oor die Ou Testament. Die Fariseërs is nie eers hier nie, hulle sê nie eers iets nie. Die Fariseërs probeer nie, ons lees, hulle het dit nooit weer gewaag om vir mevrou te vra nie, want het hulle bymekaar gekom, almal saam, om planne te maak, om die Here Jesus in hegtenis te neem, en om dood te maak. Soos hulle ook inderdaad gedoen het. Ja, geliefdes, Jesus is die seun van God. Dis die kern, dis die fokuspunt van ons geloof. Die middelpunt van ons lewe. Nou kom die vraag, maar wat beteken dit vir ons vandag? Wat beteken dit vir hierdie 4 jong mense wat vanmôre hier voorkom staan het? Die antwoord vanmôre was 'n halwe antwoord. Nie 'n volledige antwoord nie. Jy kan nie die Here net dien of jou geloof bely net met jou verstand nie, nee, met jou hele mens wees. En dit gebeur deur jou hele lewe. Wat doen hierdie Fariseërs, Sadduseërs? Ons lees, hulle stap weg. Watter tragedie. Waarom het hulle nie net gebly en verder na die Here Jesus geluister nie? Waarom het hulle nie verder gegaan en geluister na sy antwoord nie? Waarom het hulle nie verder gegaan en gaan studie doen en tot die besef gekom wie hierdie man werklik is nie? Maar omdat hy nie in hulle verwagtinge voldoen het nie, omdat hy nie ingepas het by hulle leefstyl nie, gaan hulle weg, gaan maak hulle plan om hom eerder dood te maak, om stil te maak. Liefdes, niks het verander nie. Hoeveel mense deur die geskiedenis en die eeue van die mensdom af gestaan en gesê, ek glo in God, die regte antwoord gegee op bepaalde vrae, maar halwe antwoorde, en dan maar net omgedraai en weggestap.
Die probleem is, broer en suster, met so 'n handeling kruisig jy die Here Jesus maar weer. En daarom is geloofsbelijdenis so 'n belangrike en in 'n sekere sin 'n beslissende moment in elke mens se lewe. Want hierdie oomblik bepaal hoe die res van jou lewe gaan lyk. Bly jy of ry jy? En ja, in die kerk het ons baie middele en sê die kerklike opsig en die tug en katekisasie en alles wat daarmee saamgaan. Maar ons kan hoogstens die helfte van die antwoord gaan toets. Die ander helfte moet jy gaan leef. Daardie helfte hoef jy nie die dominee of 'n kerkraad of ouers of grootouers of 'n gemeenskap te oortuig nie. Jy lewe koram dei, menende voor die aangesig van die Here. En op daardie oomblik, soos ons ook vanmôre weer bely het, wat die Here terugkom, en jy voor die regterstoel verskyn, wat gaan uit die Here se mond uitkom? My kind oor wie ek my verheug, welkom. Of gaan daar vir oulaas 'n vraag gevra word? Wat het jy nou gedoen? Wat het jy met jou lewe gedoen? In die geleentheid gesê, en ons as ouers help ons kinders, ons maak sertifikate en bekers en grade en allerhande dingetjies bymekaar, en ons kinders in hierdie tyd het nogal die vermoë om vir hulle self baie goed te sorg in hierdie moderne wêreld. Kyk, dalk eendag terug na ons kinders en ons kinders het vir hulle self goed gedoen. Hoe kyk God? As die Here vra, wat het jy nou gedoen? Help sertifikate en bekers en bankrekening en al daardie dinge absoluut niks. Die vraag is, jy kind van die Here. Was Jesus inderdaad vir jou die seun van God? En dis by daardie geloofsgemeenskap waar jy moet wees en waar jy altyd tuis sal wees. Daar is baie in hierdie dae wat Jesus inderdaad sien as die seun van Dawid, maar nie as die Christus, die gesalfde, die seun van God nie. Daar is baie wat die Here Jesus sien en die Here Jesus wil gebruik, of ten minste in die naam van die Here Jesus, hulle aardse lewe wil inkleem met allerhande dinge. Ons het 'n paar weke gelede het ons gelees wat die Here Jesus het, as jy agter my wil aankom, moet jy jou kruis opneem en my volg. Die vraag, wat sê julle van die Christus? Is vanmôre deur hierdie 4 jong mense ten dele beantwoord. Met 'n duidelike ja. Die volledige antwoord op hierdie vraag gaan julle antwoord deur julle lewe, maar julle moenie bekommerd wees nie. Daardie antwoord word ook aan julle voorsien deur die Here se woord. Daarom het julle ook vanmôre elkeen 'n Bybel ontvang het. Om elke keer weer net soos wat jy vir eksamen voorberei, net te gaan seker maak ek het nog die antwoord. Dat ek inderdaad nog verstaan waarom ek bely Jesus is die Christus, die seun van die lewende God. Maar daarmee saam ook voed die Here julle ook in die geloof as julle die voorreg het om aan die tafel van die Here te kom aansit. En so broer en suster, is dit ook waar vir elkeen van ons wat vanmôre hier is. As ons hier van hierdie tafel opstaan, moet ons sonder twyfel, met sekerheid en oortuiging kan bely, met woord en daad, dat Jesus die seun van God
is. Laat ons nie wegstap nie. Laat ons groei in die geloof, nader aan God. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, voordat ons vanmôre gaan nagmaal bedien, laat ons nou eers saam bid. Jy kan net so bly sit. Ons hemelse Vader, dankie Here, dat ons kan bely, dat U Seun God is, en dat die Heilige Gees uit U en die Seun uitgaan, dat U met ons is, elke dag. Lei ons in die waarheid, Heer, dat ons elke dag nader na U sal beweeg. Dankie Heer, dat ons ook die voorreg het, om ook nou aan die tafel te kan kom aansit. Dankie dat U ons voed en versterk in die geloof. Vader, ons bid dit, in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as voorbereiding vir die bediening van die nagmaal, gaan ons nou saam sing uit Gesang 504, en ons sing daar 2 strofes, Gesang 504 as voorbereiding vir die nagmaal. Liefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Liefdes, die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan. Elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy weer kom. Uit hierdie instelling van die heilige nagmaal deur ons Here Jesus Christus sien ons dat hy ons geloof en vertroue gerig wil hê op die volkomme offer wat hy eenmaal aan die kruis gebring het, as die enigste grondslag vir ons verlossing, sodat hy die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword, om ons geestelike honger te stil en ons geestelike dors te les. Deur sy dood het hy immers die oorsaak van ons ewige honger en kommer, naamlik die sonde, weggeneem,
Dit is aan hom te danke dat ons die lewendmakende Gees ontvang het en deur die Gees wat in hom as die hoof en in ons as sy lede woon, bind hy ons aan hom, sodat ons aan al sy rykdom, dit wil sê die ewige lewe, die geregtigheid en die heerlikheid deel kan kry. Ons word verder ook deur dieselfde Gees as lede van een liggaam in ware broederlike liefde aan mekaar gebind. Soos die apostel sê, omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Net soos baie graankorrels tot een meel gemaal en daaruit een brood gebak word, en baie druiwekorrels as hulle gepaars word, tot een wyn saamvloei en meng, so moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, in broederlike en susterlike liefde, een liggaam wees, ter wille van Christus, ons geliefde saligmaker, wat ons eers so uitnemend lief gehad het. Ons moet dit ook nie alleen met woorde nie, maar ook met daad teenoor mekaar bewys. Liefdes, ons sing dan nou saam strofes 4. Aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volgens sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sonde nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Geliefdes, laat ons nou saam dank in gebed. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank U met ons hele hart dat U, die enigste Seun, alleen op grond van U barmhartigheid, aan ons as 'n middelaar en offer vir ons sondes en as voedsel en drank van die ewige lewe geskenk het. Ons dank U ook dat U ons 'n opregte geloof gee, waardeur ons aan U gawes deel kry en dat U ook tot die versterking van ons geloof die heilige nagmaal deur U geliefde Seun Jesus Christus laat instel het. Ons bid U ook, getroue God en Vader, dat U Gees dit in ons harte sal bewerkstellig, dat die wyse waarop ons sopas ons Here Jesus Christus gedenk en sy dood verkondig het, ons elke dag in die ware geloof, die heilsgemeenskap met hom sal laat toeneem. Ons bid dit deur U geliefde Seun Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons nou saam uit Gesang 521. Gesang 521 as slotsang.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.